Veronderstel jy het 'n Ferrari gehad, by wyse van spreuke. Jy het geswem in jou geld, op verskillende plekke in die wêreld luukse eiendom gehad. Nooit 'n sent omgedraai as jy iets wou gehad het nie. Jy het werklik met alle mag en pragt geleef. Sou dit jou gelukkig maak? Sou jy regtig vry wees? Vervulling en vrede ervaar? Paulus het ook daaroor gewonder. Hy het al die boksies van 'n teologiese Ferrari getik. Hy het die Joodse wette slaafs nagevolg, was 'n Israeliet van geboorte uit die stam van Benjamin. Hy's 'n egte Hebreër, 'n Fariseer in die Jodendom. Iets was as 'n eer beskou is. Hy was 'n navolger van die kerk en was so lief en oortuig van sy godsdienst dat hy ander, wat nie soos hy geglo het nie, vervolg het. Hy was dus eintlik totaal bo verdenking in terme van teologie. Maar dan kruis sy pad met God self en hy besef niks van hierdie dinge is eintlik nie moeite werd nie. Dis alles waardeloos, 'n las. Alles gaan eintlik net oor een ding: geloof in Christus en die uitleef van sy liefde. Ons lewens draai so baie rondom wat ons kry, waar ons bly, wat ons ry en wat ons glo ons waarhede is, ons manier van dinge doen. Dit draai so baie om ons. Dit terwyl al hierdie dinge so kortstondig en so vervlietend verby is. En ware vreugde en vrede te vind is in die eenvoudige, die gewone, die alledaagse geskenke wat ons ontvang. Jou vreugde lê so dikwels op ons voorstoep en wag. En dan soek ons dit, daar ver, iewers op die horison. Kom ons besef net weer vandag, dat geluk en vrede, God self, in ons is. Ja, kom ons gee die Ferrari verwagtinge weg, sodat ons vry kan wees. Vry in vervulling. Vandag bid ek jou die woorde van Romeine 15 vers 13 toe. Ek bid dat die God wat aan ons 'n toekomsverwagting gee, deur die geloof jou lewe met blydskap en vrede sal vul.